Hallo, vandag vertel ek vir jou nog 2 stories uit Oom Eldie se wêreld. Die eerste word vertel deur Tannie Esther van die kafee. Sy vertel van die dag toe Eldie sy moorsus teëgekom het. Die tweede storie kom van Sergeant Doopie Skuman. En dit gaan oor 'n brief sonder 'n naam. Episode 3, Oom Eldie kom sy moorsus teë. Soos vertel deur Tannie Esther van die kafee. Ek onthou die eerste keer toe ek haar in die kafee gesien het. Daardie kunsvrou wat blykbaar van Pretoria afgekom het, met 'n bakkie vol bokse en 'n blik in haar oë wat my laat dink het aan iemand wat die lewe op 'n heel ander manier sien. Tannie het vir my gesê, haar naam is glo Marga Fourie. En sy het hierheen verhuis, komstig aangetrek deur die lig, die stilte en soos ek hoor, ook die vreugde van haar kompleksiteit hier te kom vier. Vry van die stedelike oppervlakkigheid. Op daai punt was sy natuurlik salig onbewus van Oom Eldie se bestaan. En kompleksiteit sou vir haar 'n nuwe, dieper en meer opwindende betekenis kry na haar ontmoeting met hom. Sy het vir haar 'n plekkie opgeslaan ook aan die ou melkery, waar die perskebome nou al jare lank dood is. Dis daar waar sy begin het met haar denkbeeldige insekte. Kunswerke gemaak van skulpe, stukkende mechanika, stokke, ou klippies, fotofragmentasie en wie weet wat nog. Die inwoners het begin praat van haar gogga kuns. En op 'n dag het Oom Eldie, wat geen sin het vir stille afsondering of kuns wat nie draad of petrol gebruik nie, besluit homself ondersoek in te stel. Hy het eers by die kafee kom koffie drink. Wat is hierdie nonsens wat ek hoor van 'n spinnekop wat kamstig gebruik is, vra hy. Dis kuns, Eldie, het ek gesê. Sy sê dis denkbeeldig. Dis hoe sy droom. Los tog nou in hemelsnaam die vrou uit. Dis dwaling, sê ek jou, en ek gaan dit regstel. Hy het eers vir Wimpie van die koöperasie probeer wys maak. Dis kultuswerk. En toe vir ou Dominee ook. Maar niemand wou luister nie. Tot hy maar self gaan kyk. Marga het hom in haar ruimte ingetrek met die oortuiging van iemand wat nog nooit 'n man soos hy gesien het nie. Hy het gaan staan voor een van haar werke, 'n delikate, blinkgevoude ding met vlerke van aluminium en 'n lyf wat lyk soos 'n remskoen gemeng met 'n vlinder. Wat noem jy die? Dis die Makgadikgadi Pathfinder moth, het sy kalm gesê. Blatta indicatrix. Hy bestaan nie. Presies. Dis 'n leuen. Dis verbeelding. Oom Eldie het stil geraak en aan sy baard getrek. Jy weet jy kan dieselfde effek kry as jy net 'n padda met vlekke verf. Sy het net gelag. Daai rustige, seker lag van iemand wat nie probeer oortuig nie. Maar ek wil nie die padda verander nie, Eldie. Ek wil wys wat nie daar is nie. Hy het niks gesê nie, net gekyk. En toe geknik, kort, amper onmerkbaar. Nie as instemming nie, maar as erkenning dat iets gebeur het wat nie maklik met draad of petrol verduidelik kan word nie. Daarna het hy gereeld teruggekom, geen vrae nie, geen aankondiging nie. Hy het net van tyd tot tyd opgedaag, gaan staan, gekyk, as hy vir probeer uitmaak wat hier in die gang is. En dan weer geloop. Ek was nie daar toe hy haar vir die laaste keer besoek het nie. Maar iets aan sy manier van kyk na haar, wanneer sy by die galery nog werke aanhaal, het haar laat vermoed dat hy haar nie verstaan het nie. Maar tog geweet het sy is ernstig. En dit was genoeg. Ramapoy het hom eendag onder die aftak betrap waar hy met 'n blikkie verf, 'n gebreekte lamp en 'n halwe ketting besig was. Toe hy vra wat dit moet wees, het Oom Eldie net gesê, dis 'n koggelaar, dromedaris muggie. Ek het hom gisterand in 'n droom gesien. Ramapoy het niks gesê nie, net aangegaan met iets om weg te kom van die ou kerel af. Hy het ondervinding, en nie uit instink nie, het hy geweet dat dit vir hom liggaamlik veiliger was,
om soveel as moontlik sonlig tussen hom en Eldie te handhaaf. Die vermiste wysvinger aan sy linkerhand het as stille getuie die werklikheid in die verband verkondig. Later daardie week, toe die biblioteek van Marga 'n galery ruimte gee vir 'n bekendstelling van haar kuns, was oom Eldie die eerste een daar. Niemand het dit verwag nie. Hy het stil voor een van haar werke gaan staan. 'n Delikate blom gemaak van blinkplate, gedrukte motvlerke en Polaroid negatiewe. Die bordjie het gelees: gedagteblom vir iemand wat hard praat. Hy het haar nie gegroet nie vir haar iets gesê nie. Hy het net daar gestaan en toe stil weggegaan. Ek weet nie of dit bewondering was nie, of teleurstelling, of dalk net erkenning. Maar daardie aand het hy vir Marga 'n skakelaar gebring, wat werk soos niks anders werk nie. Een wat niks doen as jy hom aanskakel, maar 'n lig laat flikker wanneer jy stilswyend wegloop. Dis kuns, het hy gesê, en is teruggeplaas toe. Die volgende storie is anders. Dit gaan nie oor Eldie se uitvindsels nie. Dit gaan oor die dorp self en wat gebeur wanneer woorde nie genoeg is nie. Episode 4, die naamlose brief. Soos vertel deur Sergeant Doopie Skuman. Ek is nie een vir drama nie. Ek hou van feite, vorms en mense wat self hulle bande oppomp. Maar party dinge pas nie in 'n verslag of 'n verklaring. Party dinge sit net stil in jou bors. En oom Eldie is een van daai dinge. Hy het my nog nooit probeer beïndruk nie. Hy het my ook nooit geplan nie. Maar ek weet, daar's iets in hom wat 'n mens eerder dophou as probeer diagnoseer. Frik van Niekerk aan die ander kant was die tipe man wat glo alles moet in hy inpas. Rekeninge, kinders, opinies. En as iets nie klop nie, maak jy dit reg. Of jy sny dit uit. Ek het nie veel tyd vir hom gehad nie. Hy is een van daai manne wat met 'n halwe sin al weet wat hy wil sê en dan kies om dit te ignoreer. Maar later het ek tog gewonder of ek verkeerd was oor hom. Hy het net een seun gehad en die was anders. Die seun het self nie juis soos hy pa geword nie. 'n vriendeliker gesig, minder spiere in die kake as jy verstaan wat ek bedoel. 'n paar maande gelede koop hy vir hom 'n rooi sportkar. Lawaaierig, laag en gemaak vir draaie wat ons paie nie het nie. Frik was glo briesend. Ek het gehoor hy die kind amper uit die huis uit geskree. Toe later gekom neer en gesê, verkoop die kar en ek koop vir jou iets optentliks. Veilig, Duits, groot en stadig, daai soort motor. Die seun stem in. Het eintlik nie 'n bekleierige hart gehad nie. En toe, ironie of wraak van die heelal, is dit daai veilige kar waarin hy sterf. Enkel ongeluk, geen ander voertuig betrokke nie. Die wind, die pad, en dis al. Die dorp het dit vinnig geweet, maar Willie by die apteek was die eerste om daarvan te hoor. Die telefoon lui, hy antwoord, dat net een keer, sit neer en sê, Frik van Niekerk se seun, ongeluk, hy's weg. Dis hoe dit versprei het, nie met trane nie, met stilte. 2 dae later kry ek vir oom Eldie by die poskantoor. Hy staan nie in 'n ry nie. Hy kyk na die notabord. Daar die een waar mense hulle honde se foto's opsit of verlore sleutels soek. In sy hand is 'n opgevoude papier. Doopie, sê hy toe ek nader kom. Wat sê mens vir iemand wat jy haat as daai iemand se seun dood is? Ek het my kop geskud. Ek weet nie my oom. Hy het nie verder gepraat nie. Hy het net die papier oopgeslaan, dit vasgesteek, met daai duimdrukspeld wat almal gebruik, en weggestap. Toe hy uit die gebou is, het ek gaan lees. Daar staan, ek weet nie wat om te sê nie. Mag die Here jou troos. Niks meer nie, geen naam nie. Die meeste mense het daarin verbygestap sonder om dit te lees. Maar Frik van Niekerk
het dit later daardie middag kom afhaal. Ek weet, wat ek het hom gesien. Hy het dit gevou, in sy baadjiesak gesit, en geloop, sonder om iets te sê. Dankie dat julle geluister het. Volgende week is daar weer nuwe stories uit Oom Eldie se wêreld. Tot dan.